dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by Rockfight Rugby en welkom terug in Suid-Afrika, Arie. Ek wag nog ons ewe dat jy wakker word want jy's 'n paar uur agter my. So nee, hy's lankal terug of nie lankal terug nie, is net terug, maar jy's terug. Welkom terug, man. Ja, dankie. Dis lekker, hou net so lank nie braai nie, nee. Dan moet hy ou weer terug wees. Ek kan net soveel hamburgers en hotdogs eet, dan soek jy braaivleis, maar ja, lekker om terug te wees, maar is 'n lekker land daai. Ek hou baie van Amerika, maar Suid-Afrika is maar ons land. Ek sien nou dag 'n statistiek of ons praat in Amerika, ek praat met Suid-Afrikaners toe sê hulle maar daar's een of ander statistiek wat iemand al ontleed het, maar blykbaar die land se mense wat die meeste verlang na hulle tuisland as hulle oorsee is blykbaar die Suid-Afrikaners. Ek weet hoe hulle daai studie gedoen het nie, maar is miskien maar net die aard van ons land en ons kultuur. So ek dink almal verlang maar eers na die sonskyn en die rugby en die braaivleis en die samesyn. So dis seker maar dit. Ek dink dit is 'n faktor. Daar wil jy nou van praat, kyk jy uit vir daai ons het episode met Bart en David opgeneem, ek en Harry, ons gaan baie met hom praat nou hier aan die ander toe van die Greatest Rivalry Tour, en hy kan nie wag om Suid-Afrika te kom, om hierdie kultuur van ons te kom. Hy is so opgewonde soos 'n klein seentjie in 'n speelgoedwinkel, sê hy. So, dis 'n interessante een, gaan hy skakel vir Liebose, dit is 'n lekker een daai. Maar ja, kom ons sê, ja, baie dinge gebeur in jou afwesigheid. Die Stormers is 'n bietjie die klits kwyt geraak en ek is beskuldig daarvan dat ons na die Stormers lekker rugbypad geword het. Dit was my baie snaaks. Gelukkig het ek gister uit ons 'n video gepost met Edgar Hafba, die CEO van die Bulle. So ons is definitief nie 'n Stormers kanaal nie, mense, ons is 'n rugby kanaal. Ons hou van die Bulle en hou van die Stormers, maar in elk geval. Vertel my wat dink jy, wat gaan aan daar by die Stormers? Twee belangrike wedstryde hier by die einde van die seisoen gaan staan en verloor. Hulle kans op 'n tuis semifinaal weggegooi, dalk selfs 'n tuis finaal. Nee, ek weet nie, jong, oorsee sukkel dit maar vir die Stormers, wat dink jy? Ja, hulle het eintlik in die begin van die seisoen het hulle juist baie goed gedoen oorsee en dit was die eerste keer in 'n lang tyd dat hulle met die begin onthou dat met die begin vroeg van die JOC het hulle gaan toer, daar was hulle beste teen Leinster vroeg. Leinster en die Bulls het of die Bulls en die Stormers het vir Leinster mos vroeg met groot tellings geklop en toe hulle gaan toer. Ja, ek dink ons almal verlang nou na die 48-12 teen Glasgow Warriors want dit het gelyk na 'n 3.6 wat hulle gedruk het en nou baie word gepraat oor die oppervlak, so ek dink dit is 'n effek. Ek dink nie dit is net dit nie. Weet die oppervlak wat nou die sogenaamde 4G of ons gespot het die Tupperware Park wat loop speel was. Lyk my dat dit op jou volgende was dit nie 'n goeie bondgenoot op 'n Vrydag nie, maar wat vir my bietjie vreemd is die Stormers is nog altyd deel van die Stormers rugby was dat hulle het lekker aanvallende agterspelers en nou juist van vinnige harder velde. Maar dis asof hulle ek dink wat die bekommernis vir die Stormers sal wees is dat aanvallende vermoë lyk of hulle gesukkel het in dan laaste twee wedstryde, weet hulle kry nie hulle het vroeg 3 gedruk teen Cardiff en daarna was dit hak en tak gewees en so dis asof hy momentum bietjie weg is en weet ek nie of dit die afwesigheid van 'n paar spelers was en nuwe senterpaar het dalk ook 'n effek gehad dink ek teen Cardiff. Dit was net te Plessis en Nel wat mense nog gewoond aan was nie. Maar dit kan ook 'n effek gehad het, maar verseker hulle momentum verloor, maar ek dink as hulle amper hier rondom is, as ek gepraat het, ook gesê, almal kry die manne net op gras, laat hulle net weer op gras speel, en toen ons dit dan kan 'n verskil maak, maar ek dink hulle sal, oor 2 weke sal in Kaapstad Stadion teen Cardiff, sal bepaald meer kompeterend en reg wees, maar dan moet hulle net weer, dan as hulle daar pen, moet hulle weer Leinster toe, as Leinster ook verby hulle rondom kom teen die Lions, so ons moet maar kyk wat daar gebeur, maar ja, en weet dit was 2 uitslae wat nie goed was nie, so na dit of hulle het 4de geëindig, maar 3de nog net genoeg vir hopelik as my en jou wense waar word en daar's 'n eindstryd tussen die Bulls en die Stormers, dan het hulle dit net reg gekry dat dit moontlik in die Kaap kan wees, versus dit was amper wat dit in Pretoria sou gewees het. Maar dis nog lank voor ons daarby uitkom. Dis nog maar droom dinge so vir verder vorentoe. Maar dis die effek tussen 3de en 4de, maar dit verseker 'n tweede plek het hulle verspeel. Maar nou sê ding ook, ek wil nie te lank daaroor praat nie, maar sou hulle dalk meer klei getrap het teen die Lions as teen Cardiff, as hulle nou 3de of 2de geëindig het. So dit is 'n ander een wat nou half onbekend is. Ja, ek het ook gewonder, op stadium was ons bekommer die Bulle gaan ook teen die Lions moet speel, die beloftes.
En ek nie sê, as hulle piesangskil is met julle Suid-Afrikaanse derby in 'n kwartfinale of 'n semifinale hê. Jy wil nie dit hê nie, want weet hulle, ons sê ons altyd, dis op 'n ekstra vlak, word harder gespeel, hulle kry meer seer, daar's meer op die spel, en nee, wat ek is eintlik al verlig, ons die bulle speel teen mans, as ons nou daaroor praat, maar die Stormers, ek weet hom nie so lekker nie, ek kry net die indruk, ek weet nie, iets krap daar, ek weet nie wat dit is nie, want soos jy sê, daai ding met die wedstryd teen Glasgow, na daai verloorslag teen Connacht, na Chippy se storie, dit nog nie wat, hulle is nou weer op die regte pad, maar nee, dit is net asof dit nie lekker klik daar nie, en Harry sê vir my, hulle sukkel om aan te pas by die losgemaal is anders, op 'n kunsmatige oppervlak, die skram is anders, asof hulle net nie daai kopskuif kan maak, as jy sê, as nou terug is op gras, en hulle wen, kyk, hulle moet nou weer teen Cardiff gaan speel, maar hierdie keer in Kaapstad, so ek glo hierdie keer gaan hulle dit daarom kan doen. Ek wil net hoeveel interessante ding, hoeveel die Suid-Afrikaanse afrigterfaktor 'n rol gespeel het daar, Corneel van Zyl, Suid-Afrikaner, hy weet hoe werk hierdie ouens, en ek wonder hoeveel verskil dit maak. Toevallig 4 van die top 8 is Afrikaanse afrigters. Ek jok 5 van die top 8. Franke Smit, Corneel van Zyl, John Dobson, Johan Ackerman en Cash van Rooyen, almal Afrikaanse afrigter. Plus Jacques Naber is 'n hulpafrigter by Leinster. So ons gaan ten minste gaan ons die afrigter beker seker kan wen, maar nee, afval gevra het. Wat dink jy, hoeveel groot rol het daai Suid-Afrikaanse afrigter gespeel, dink jy? Ek dink hulle weet hoe om teen Suid-Afrikaanse spanne te speel, maar dis een ding om te weet net hoe oor afrig, jy moet die mense, jy moet die personele of die spelers hê om dit te kan doen. So Cardiff het dit reg gekry. Ek dink jy kan slimmer speel en jy verstaan Suid-Afrikaanse rugby waarskynlik beter, maar ek dink dis meer 'n effek van 'n tuisspel. Wel, ek dink van Zyl sal 'n bydrae daartoe gelewer het, maar ek dink die tuisspel is vir die Cardiff, ek dink hulle het ver verloor. Onthou Glasgow Warriors het vir Cardiff met 40-17 geklop en dit was die 8ste Mei gewees. So in terme van vorm het ek gedink Cardiff is nie daar nie, want as jy 40-17 verloor, dit was by Glasgow Warriors, maar is 'n groot pak slaag eintlik. En toe het nou omgedraai. So dit is miskien 'n bekommernis van die Stormers, maar ek dink van Zyl het 'n verskil gemaak, goeie afrigter, en dit is goed dat hy homself nou daar vestig, maar ek dink ook wat jy gesê het van die scrums effek, dit is 'n faktor, en dis een van die spanne in die kompetisie, is die Stormers wat regtig 'n baie sterk scrum het dan. So daar's van die statistiek in die vorige wedstryd teen Ulster was dat hulle net een scrum op hulle eie ingooi gehad ook. So dis as hulle vir daar nie lekker momentum gekry het nie, maar jy wil nie te veel daarop staat maak nie, maar ten minste as jy nou in daai situasie is, dan het jy 'n voordeel. In die Kaap, mens weet nou die weer gaan wees nie, dit is 'n 0:30 wedstryd die 30ste Mei. Die son sal nog effens skyn, so dit is nou nie die tipiese vrese van sommige van die aandwedstryde hier met die wisseling van die seisoene in die Kaap, kom die mistigheidjies so 'n bietjie daar van Sepen se kant af deur, en dit het 'n effek op die hantering. Daar was een van die wedstryde verseker vroeër vanjaar wat dit 'n baie groot effek was, maar dan was daar ook so 'n bietjie meer scrums, so dit is dan weer 'n ander voordeel wat jy daar het. Maar hulle vind hulle voete nie lekker op die aanval nie, MB, so dit is my bietjie bekommerd, en hulle word uitgewys op die punte op die verdediging, so daar word geweldig maklik Werner Kok het 3-3 gedruk, en dit is al ewig asof die Stormers daar op die punte 3 afstaan, so hulle is verseker na hulle verdedigingslyne moet kyk. Ander statistiek wat hulle versigtig sal moet wees, is dat in 2025, toe die Stormers gespeel het teen Cardiff, het die Stormers gewen 34-24, maar Cardiff het 4-3 gedruk. So die 24 was 2 verdoelde 3 en 2-3 wat nie oorgeskop is nie. So hulle het 'n vermoë om, dit was maar laas jaar, so hulle het 'n vermoë om 4-3 te druk in die Stormers, so hulle sal moet wakker slag op die verdediging. Dis asof die Stormers se verdediging soms baie goed is asof hulle baie keer dan wen hulle 35-0, en ek dink hulle het die eerste 2 wedstryde met 0 gewen. En toe van daar af het hulle weer hier en daar geglip. So dis 'n bietjie onkonstant hulle verdediging op hierdie stadium. Ek dink dit moet nie net hy wees nie, maar ek dink Roanel maak 'n massiewe verskil. Die kere wat hy afwesig was, het hulle gesukkel. Nou was hy weer 2 keer afwesig, en so dit begin so half meer lyk asof mense nie moet onderskat of Roanel se teenwoordigheid en afwesigheid 'n effek het nie. En ek dink as hy weer gesond en terug is en gesond kan bly en uitspeel, gaan dit 'n groot verskil wees. En hy's baie onderskat in terme van sy algemene spel ook, maar ek dink veral met die verdediging, en ons het al baie daaroor gepraat, hoe belangrik is soos 'n Jacques Fourie van ouds, en belangrik is daai 13 in sy kommunikasie en sy vermoë om die verdediging te verstaan en te beheer.
So ek dink Roanel sal dit 'n bietjie beter aanspreek, maar hooplik op die aanval ook sal hulle ook 'n bietjie beter wees. Maar jy sou dink met Damian Willemse en met Sasha en al die spelers in die agterlyn, sal dit ergens as hulle 'n goeie bal kry, dan dink ek sal Cardiff maar met bond staan. Maar dit het nie goed gelyk die afgelope naweek nie. Maar ek dink dit sal beter wees die 30ste Mei. Ja, dis interessant wat jy nog sê, daar eerste 8 wedstryde het hulle almal gewen en van die laaste 12 wedstryde sluit hulle in die Kampioenbeker het hulle net 5 gewen. 7 uit hulle laaste 12 wedstryde verloor. So ek dink Dobbo gaan sy huiswerk uitgeknip hê vir hom, sy werk uitgeknip hê vir hom. Ja, sommer daaroor later gesels. Net vandag oor Glasgow, hulle het ook maar 'n halskrap gemaak teen Ulster. Ulster het hard geveg tot op die einde. En wat my 'n bietjie van 'n wrangsmaak in die mond los, lyk my hulle het vir Werner Kok op die laaste oomblik met iets 48 uur kennis gesê as sy kontrak kort nie hernie nie. Ek bedoel dis 'n bietjie van 'n skok. Daai ou het regtig uit sy vel uit gespeel. Weer die ure het dit al verlede gedoen. Soos met Roan Pinaar kan hulle die Suid-Afrikaners nie hou nie, wil hulle nie hou nie. Die punt is net arme Werner Kok. Ek bedoel, wat moet hy nou meer doen? Wonder wat gaan van hom word. Ja, wel ons praat net van vleuels. Hy kan maar weer terug aan Kaap toe. Hy het baie wedstryde vir die VP van die Stormers gespeel. So miskien sal dit 'n goeie tyd wees om dalk kan sy deur te klop, sien dat hy eintlik op baie goeie vorm is. Ek het voorheen gesê ek hou van die 7 spelers wat deurkom en buite agterspelers en is 'n naklas een van hulle wat dit ook gewys het en ook in die ander vorme, weet jy, uiteindelik vir Coetley Arendse wat ook eers daar was en Kwagga Smit was daar uit na voor gaan speel, maar Roanel was ook een van hulle. So dis daai ouens wat deur daai 7 Suid-Afrikaanse 7 rugbyprogramme is baie goed veral op die losbal en natuurlik kondisionering en alles is goed, maar so wie weet nie wat met hom gaan gebeur nie, maar dit is net terug op wat jy gesê het van dit. Dit is meer van die Europese spanne wat daai stellings maak en net eenvoudig net sê maar ons gaan nie meer spelers in ons spanne hê nie. Ek weet nie of hulle nou, maar ek dink hulle het maar oor tyd ook besef dat hulle diepte en as dit kom by nasionale spanne natuurlik is dit 'n uitdaging. Frankryk het op 'n stadium baie daarmee gesukkel. Met hulle te veel manne gehad dan wat in sekere posisies vir loskakel het hulle gesukkel man. Ons gaan kyk wat met Kok gebeur, maar dit is leerstellend, hy het goed gedoen teen die Stormers ook. Leinster lyk vir my in een woord wat Harry daar gebruik het, onheilspellend. Die naweek speel nou kom speel hulle in die eindstryd van die Europese beker, die Kampioenbeker en dan sal hulle een van die sterkste spanne vir Aspries gewen, dink 10-3 gedruk teen 0. Ons dit wil gedoen word, né? So ek is bietjie bekommerd oor die vorm wat Leinster nou skielik na die einde toe vir ons wys. Ja, en dit vergelyk nou met miskien die Stormers en dat die indruk wat jy kry is Leinster is 'n opwaartse kurwe en hulle het nie 'n kom ons sê maar soos 'n dip en dan gaan hulle weer op nie. Hulle verskoon tog hulle uitdagings was hulle 3 van hulle eerste 4 wedstryde verloor nê in die Verenigde Rugby Kampioenskap. So hulle het 'n baie moeilike begin gehad en van daar af het hulle momentum gekry en in vergelyk met wat jy net nou van die Stormers gesê het wat na 8 wedstryde in die tweede helfte gegaan het. So dit ek dink daai momentum en dit bou ook oor in selfvertroue. Die komende naweek is baie rugby wat moet speel. So hulle toets gaan nou wees as hulle hier en daar nou spelers moet rus is, maar weer wat ons al baie oor gepraat het. Maar wat hulle een ding wat hulle gaan hê is hulle gaan soos die Engels sê battle hardened wees. So kom uit die naweek uit as hulle die volgende naweek weer ingaan. So hulle is gewoond aan uitspeel rugby op 'n hoë vlak. Weet hulle wen die wedstryde. So hulle is baie gevaarlik. Weet die eerste spanne, dit was of Ulster was ook ingewees. Mense verwag dat die Sharks met uitlik ook op verdienste daarin wees. So die 3 spanne van Ierland, 3 spanne van Suid-Afrika en dan een van Skotland, een van Wallis, dis die 8 wat nou daarin is. Maar as jy Ierland se rugby in 'n geheel kyk, Ulster is eintlik baie ongelukkig om nie in te wees nie, want hulle het eintlik baie goeie rugby gespeel in die einde. Hulle verdien eintlik om in te gewees het, maar so Ierland se rugby as 'n geheel en hulle ek praat nou weer die Engelse woord, die franchise rugby is baie sterk. Kon nog kyk hoe goed doen hulle. Munster is deur diep waters, maar dit lyk of hulle nou so bietjie weer hulle kenne opgetel het. So as ons nou daaroor praat as ons met die Bulls en Munster praat, maar Leinster is 'n moeilike span om weg te klop en weer dit gaan vir enige iemand wat nou daar speel, gaan dit maar net eenvoudig die geval wees. Ek weet vir die Lions om nou daar te gaan wen weer is uitdagend en ek is nie seker of hulle toe besluit het om terug te vlieg of te bly nie. Ek dink in die perskonferensie was Van Roy nog
onseker wat een van die twee hulle gaan kies, maar en dan dieselfde, weet as die Stormers dalk het reg kry om vir Cardiff te wen, om vir hulle om dan weer daar weg te gaan wen is 'n uitdaging. So dalk 'n lekker een om so half as die nie gunstelinge te gaan speel nie, maar is moeilik om so vinnig jou vorm te kry. So ons sal kyk. Ek dink dan op daai veld het gras. So so ek dink dit sal beter wees. Ek dink is net 3. Ek dink is net Glasgow Warriors en dan Cardiff en Ulster, nee. Dis hulle 3 wat die 4G velde het, as ek dit reg verstaan. Soos ek het ook het, ja. Ja, jy weet, arme Lions, hulle het nou die dag 'n henspak slag gekry teen die einste Leinster. Hulle het vir Rowan Venter verloor daar as volgende besering. Hulle het hulle self verloor teen Munster. Munster het staan 13 man gehad en die Lions het net nie die regte manier gespeel nie. Ek gaan nie eens daaroor te veel uitbrei nie. So ek dink hulle het maar 'n opdraande stryd vir hulle. Jy weet, en as ek sê, ek dink Leinster waarskynlik die maklikste kwart eindrond as jy my vra. Die ander span wat jy nou vinnig genoem het is Connacht met Stuart Lancaster. Hier kom hierdie buiteperd van buite af. Ek het net so gevoel, die Munster nou die dag, 'n paar jaar terug, van nêrens af nie kom in hulle wen die toernooi. Ek het net so 'n snaakse gevoel oor hierdie Connacht span. Met Glasgow, as jy praat van opwaartse kurwes, hulle is definitief nie op opwaartse kurwe nie. Connacht is definitief op opwaartse kurwe met 'n baie uitgeslaapte afrigter. Ek dink daai gaan 'n taai wedstryd wees. Nou ek sê heeltemal seker hoe die veldvoordele gaan werk vir Glasgow nie, want hulle daar's blykbaar een van hulle dink die wat se die Commonwealth spele word aangebied op hulle veld of iets. Ek is seker of dit nou al van toepas. Die punt is net Glasgow het probleme met daai uitspelwedstryd. Ja, dit is die ene wat ek ook in my oog gevang het, wat ek gedink het, dit is so lastig ene vir Glasgow Warriors en hulle tipies gewoonlik as jy die 8ste span kan jy sê dis 'n span wat jy gewoonlik in die verlede was dit 'n Benetton of so 'n span wat daar ingekruip het en jy het dalk gedink dit is 'n makliker wedstryd, nooit maklik nie, top 8 is top 8, maar hierdie keer is as jy's reg. Ek dink daai Connacht het al eintlik begin by Kaapstad Stadion en ongeag nou al die omstandighede, hulle het baie goed gedoen daar. Ja, hulle het baie goed gespeel. So die momentum het al begin in Kaapstad, so hulle vat hom deur. Ja, dit het nog net een keer voorheen gebeur. Die 2022-2023 seisoen was Munster hulle eerste span ooit wat gewen het van buite die top 4. So dit het al gebeur. En hulle het al 3 wegwedstryde gewen toe hulle in Kaapstad die eindstryd kon wen het. So dit is moontlik om van buite te kom, maar dit is baie onwaarskynlik, maar jy sal moet 3 keer wegwen. Maar Connacht is 'n span wat vir Glasgow kan klop. Dan is dit 'n wedstryd op beloftes. So ek dink dit sal 'n groot ontgenoot wees vir die Bulls as Connacht hulle daai guns gaan. So ek dink daar gaan baie oë op daai wedstryd wees en dit is nie te ver gesog nie, dit kan maklik gebeur. Ja, Groningen is nog lekker wees. Ons bietjie saam met daar kan kyk speel die Bulle teen Connacht. Connacht moet natuurlik halspan. Groningen, Sochi wat ons nou nog mee gepraat het, almal so mal is oor. Ja, dis natuurlik Leinster se enigste span wat eerste was by punte leer wat ek toernooi al kon wen. Dit was verlede jaar gewees. Nou, al die ander toernooie was gewen deur 'n span wat nie eerste gekeer was nie. Weet nie bo op die punte leer geëindig het nie. So ja, reg kom ons praat gou oor die Bulle en ek moet sê hulle het gewen teen Benetton. Maar ek het jou nog gesê maar jy kon sien die ouens se konsentrasie is nie heeltemal daar nie. Dit is maar moeilik om aangeskakel te wees vir 'n wedstryd wat jy eintlik behoort maklik te kan wen. En hy het gesê ook 'n paar dom dinge gedoen, 'n paar onnodige skoppies ensovoorts, maar nog steeds 'n redelik oortuigende oorwinning, maar is asof die Bulle nog nie heeltemal daar is waar ons wil hê hulle moet wees nie. Ja, ek dink dit stree in die regte rigting, maar ek stem saam met jou, dit is moeilike wedstryd baie keer daai wat almal sê jy gaan wen, jy moet wen en veral as jy 'n week vroeër gekyk het wat gebeur het in Durban. So dit beïnvloed jy ontleed uit wedstryd. Jy kyk heeltyd en jy sien goed raak en jy sien hoe maklik die Sharks sekere goed reg gekry het en identifiseer dit en dit trek. En partykeer is dit beter om jou voorbereiding om 'n span te ontleed en te sê, "Jesus, ek kry omtrent nie 'n kraak in hierdie ouens se ontleding nie of se mondering nie en jy moet dieper grawe en jy's meer aangeskakel en doen goed beter." En so dit is die lastigheid van daai wedstryde wat jy sien, val as 'n span regtig gesukkel die vorige week, is dit sielkundig moeilik om hulle weer te speel. So ek dink die Bulls het gedoen wat hulle moet doen. En nog steeds my indrukwekkende ding van die Bulls is as hulle begin momentum kry, hoe maklik hulle oor die voordeellyn kom. So as hulle konstant dit kan regkry en daai momentum kan behou, dan is hulle 'n moeilike span om te klop. En 'n buiteagterspelers wat vir jou kan klaarmaak en voorspelers wat vir jou die basiese dinge kan kry. So ja, ek dink hulle wys nou goeie vorm op hierdie stadium, maar Munster gaan nou
weer 'n ander uitdaging wees. En hulle het nou so bietjie beter begin vaar en hulle het vir Ulster geklop met 41-14, hè. Ja. 25 April was dit. So om vir Ulster so ver te klop, wys dit wat Munster kan doen. So ek het net nou gesê semifinaal is Connacht wen in Pretoria, maar so ek dink ons Ierse vriendin gaan vinnig vir ons reghelp en sê hulle sal eers by Munster kom. Ja. Maar so daai hierdie wedstryd het almal maar selfs Stormers skade van ons sê nou Stormers kan dalk daar gunstelinge wees, maar daai het maar almal daai wedstryd almal maar 'n risiko op hom. Maar Munster is ook amper so Stormers, hulle was op en af. So jy het een wedstryd wat jy baie goed doen en dan verloor hulle weer ver. Jy het hulle nie omtrent 45-0 teen die Sharks verloor op 'n stadion nie. Dit was so telling. Ja, dis net voordat teen die Bulle gespeel het, maar dit hulle weet teen die Bulle baie goed gespeel. Hulle het nie heeltemal so oortuigend gewees teen Munster nie. Dis die week toe ek by die Bulle was, ek het die hele ding gegaan. Ja, dit was interessant. Die Munster het natuurlik hierdie week, laasweek 'n hele kommissie van ondersoek aangekondig en alles oor groot ongelukkigheid oor Clayton McMillan wat 'n hulpafdeling aangestel het van die Seeland af wat 'n verkrachtingsslag gehad het in Suid-Afrika. En die punt is net, jy weet, hulle is nie baie aangeskakel gewees met daai aanstelling nie. So daar's 'n bietjie ongelukkigheid daar. Lyk my daar's meer as net dit. Hy praat van die twee Cork en Limerick, die twee stede wat 'n bietjie krap daar. Munster se vorm is nie wonderlik nie. Hulle het maar uit hulle laaste 6 wegwedstryde het blyk maar iets as 1 gewen. En daai wedstryd teen Ulster het iets as 6 van hulle top spelers nie gehad nie, volgens besering wat intussen tyd teruggekom het. So jy moet ook nie te veel daarin lees nie. Ek vermoed die Bulle gaan hulle nommer hê op lof. Dis ek hoop so. Ek speel dit teen Munster as wat ek teen die Lions speel. En die Lions is net vir my te onvoorspelbaar. En so 'n tipe van 'n derby, ek hou nie daarvan nie. Maar wat wel interessant was is ons het vir Johan gevra op Saterdag aand by die perskonferensie. Jy weet, Desember maand was dit maar die diepste dieptes, na hulle 7 in 'n ry verloor het. Toe kom Neil de Bruin in en ding het geleidelik begin omdraai. Daai eerste wedstryd, daai teen Pau toe hulle gewen het, die John Rudolph die gekeer het dat Pau kon punte aanteken en alles en waarvan het dit beter gegaan. Hulle het die laaste 6 wedstryde gewen, so ek reg onthou. Daai laaste wat hulle verloor het was teen die Stormers. Ag, kan jy dit nou oor vertel? Die punt is net die Bulle is op opwaartse kurwe, terwyl jy praat van opwaartse kurwes. Nou ek is nog opgewonde oor hulle. Ja, en 'n groot faktor daar was dat ek dink niemand het ooit getwyfel in terme van die vermoë van Johan Ackerman en die spelers nie. En ek dink almal was verbaas hoe dit in die begin half moeilik gegaan het. Sien dat hy ook eintlik van Pretoria is en eintlik as jy alles wat jy gekyk het gesê dat dit eintlik baie goed werk. Ek dink die groot draaipunt was die Pau in Edinburgh, die feit dat hulle gaan toer het en weggekom het en uit Suid-Afrika uit gegaan het en daai toer het hulle ek het kommentaar op 'n stadium, ek dink jy het ook vir my genoem dat jy met van die afrigters gepraat het en hoe baie dit beteken dat hulle heeltemal net in 'n ander omgewing kon wees en bietjie die samesyn en amper die spangees en waar dit gaan en op 'n ander vlak die dinge bymekaar kon trek. So ek dink dit lyk na 'n gelukkige span. So wen help natuurlik. Wen is jou beste medisyne in daai kleedkamer. Dit trek jou saam in jou glo en jou vermoë om in moeilike situasies deur te kom maar daar uit. Maar hulle moes diep delf, ja. So dis indrukwekkend. Ek dink jy het ook 'n baie goeie kommentaarstuk daaroor geskryf en ek dink dat mense met die Bulls krediet gee. Dit is gelyk in Desember asof hulle nie top 8 kan maak nie. So dat het totaal en al omgedraai en met nou baie momentum en ja, ek dink ook vir Munster om 1 uur die middag in Pretoria te kom speel, hopelik skyn die son lekker. Daar nou nie 'n donderbuie of 'n ding is wat dat deurtrek nie, as dit 'n lekker so middelseisoene dag in Pretoria 1 uur die middag is, hulle hou nie daarvan nie. Hulle soos wat ons nie daarvan hou op Vrydag aand op 'n 4G veld in 'n mistige koel Europese aand te speel nie, hulle nie daarvan om in die middag. So ek kan nou al sê, die ouens se veters gaan heeltyd los wees, hulle gaan heeltyd sit en veters vasmaak en hulle gaan heeltyd bly lê na 'n skram en hulle gaan dit stadig maak en al daai dinge, maar die Bulls moet hulle maar net knyp voor en ek dink die Bulls gaan te sterk wees. Ek dink nou al die Bulls gaan te sterk wees vir hulle. Terwyl ek en jy nou so gesels, kom maar 'n WhatsApp deur van die Lions af wat hulle sê daai insident wat hulle vir 10 minute lank gesoek het waar die Munster speler gesê die Lions het op hom gespoeg of lyk my in sy mond gespoeg. Ja. Die wat noem jy dit, Citing Commission, wat is dit in Afrikaans? Die uitwyskommissaris. Ja. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie. Hy sê daar's geen getuienis, hulle kan dit kry nie, nommer 6 van die Lions. Hy sê nee, wat hy het gesukkel met sy mondstuk, met sy mondskerm.
En hy ontken dit ten sterkste, so daar's nou geen verdere aksie word geneem daar nie. So dis nou interessant een. Wat vir my baie interessant was, hoe lank hulle gesoek het daarna. Een van die hele wedstryd gestop het en gesoek het na iemand wat spoeg saam. Dis so belaglik. Ja, dit is ek dink hulle moet seker deur daai prosesse gaan. As baie keer gaan hulle 'n bietjie verder soos die Springbokke met die witkant en die waterkant en al daai ondersoeke dan kry jy later so 'n tipping point. Weet jy kan in rugby kan jy seker op argumenteer as gras in jou mond en jy gespoeg, maar ek bedoel as jy nou iemand spoeg, jy wil nie dit moet gebeur nie. Ek dink dit sal redelik duidelik wees as jy aan iemand spoeg en dit het al gebeur. Want ons het al gesien die manne spoeg op mekaar, maar dit is nie die is nie die gees nie, maar as dit nou so opgetrek, ek is bly dat dit ten minste dan nou afgehandel is. Want dit is dit is verseker nie die gees van die spel nie, maar as dit waar is dat hy in sy mond gespoeg is, dat die ergste wat jy kan gebeur. Ek kan nie daaraan dink dat iemand dit reg kry. Nie so dan mens moet seker maar aanbeweeg op hierdie ene. Ek kan nie onthou presies wie dit was nie, maar ek kyk so baie rugby. Erns een van die spelers oorsee, Erns het sy tand gesoek. Sy tand was uit en toe kom hy agter maar sy tand sit binne in sy mondskerm vas. Kan jy indink? Ag nee. Maar kom ons praat gou vinnig oor die permutasies. Wie gaan nou teen wie moet speel? Kom ons sê nou die eerste kwart eindround is nou die Glasgow teen Connacht. En dan die volgende dag is dit die Bulle teen Munster. Nou die wenners van daai twee wedstryde gaan teen mekaar speel in die semifinaal. Dis een en ek wil net probeer vinnig verduidelik. So as Connacht wen en die Bulle wen, gaan die Bulle op lofte speel teen Connacht. Wat fantasties sal wees. As Glasgow wen, gaan die Bulle of Weekhof wen tussen die Bulle en Munster gaan teen Glasgow moet gaan speel. So ons hoop nou maar eintlik vir Connacht, alhoewel ons 'n Franco Smit ondersteunersklub het hierso in Suid-Afrika, maar nou ja, ek sal hoop die kan wen. En aan die ander kant sien ek die Stormers en Cardiff vir die wenner dan daai ene gaan speel teen die wenner van Leinster en die Lions. So dis waarskynlik 'n Stormers Stormers Leinster ene of Leinster Stormers eintlik, en dan hopelik is dit 'n as die Bulls teen iemand op loftes, maar sien. Ek wil net vinnig dit verduidelik het. Ja, die geskiedenis van hierdie yspeelwedstryde, wel ons nou verduidelik het, Munster het deurgegaan en 3 wegwedstryde gewen. Maar die geskiedenis van hierdie wegwedstryde is oorweldigend en 'n hoë persentasie altyd vir die tuisspel voordeel het 'n groot effek. So dit gebeur nie baie, maar dit gebeur. Daar's altyd in elke seisoen ergens dit nog nie gebeur dat al die tuisspanne heeltyd gewen het in hierdie uitspele in hierdie kompetisie nie. So ons kan ons regmaak vir iets wat ergens gaan gebeur. So waar dit gebeur, weet ons is moeilik om te bepaal. Op die oog af lyk dit of Leinster die Lions weer eens gaan klop. Is dit dalk die ene waar die inspan dalk die grootste gunsteling is, en ek wil nie die Lions afdrang kyk nie, maar dit is bloot gemeet aan wat die vorige wedstryd gebeur het en die Leinster syde gevorm en die heen en weer vlieg. So ek weet nie wat die Lions gaan maak of hulle daar bly of terugkom nie, maar so dit maak dit moeilik. En dan ek dink die ene wat moontlik vir my weer die grootste kans vir 'n verrassing het wat ons vroeër gepraat het, is Connacht, hoewel hulle 8ste is, maar Connacht en Glasgow Warriors is dit dink ek is 'n groot wisselskaal vir Glasgow Warriors, 'n moeilike een om te speel. En dan al die ander is nog steeds op moeilik. Weet Munster kan gaan die Bulls verseker nie net laat wen nie, en Cardiff gaan verseker nie die Stormers laat wen nie. So mense moet nie aanneem dat daai twee spanne ook net eenvoudig 'n opdrag van wen nie. Dit sal harde werk wees en waarskynlik gaan dit ook nog tot diep in die wedstryd in die weegskaal wees. So mense hoop dat die Stormers en die Bulls kan wegkom met wenne daar. Waar hulle waarskynlik net gunstelinge is, maar gemeet aan die jongste uitslag moet jy ook sê Cardiff het dan nou juist die Stormers laas gewen, sommer net 'n paar dae terug. So hulle weet om die Stormers te wen. So die Stormers sal daai jekkie eers moet oorkom. Ja. Maar ek dink soos jy genoem het, die moontlike kanse vir uitspeel, ek sou nog steeds dink dat Glasgow dalk tog die wenner gewees dan ek sou voorspel Glasgow en die Bulls nog steeds en Leinster Stormers, as jy my nou regtig moet druk vir antwoorde. Maar ek dink ergens dalk so tussendeur is daar 'n piesangskaal om dit buite orde te gooi. Maar dit is lekker, dit speel lekker kompeterende wedstryde, so sal interessant wees waar dit op die eindig. Maar ons wens, soos ek net nou gesê het, soos ek vroeër gesê het, mag dit dalk 'n seisoen wees wat die Bulls en die Stormers aanhou wen, en mag dit ook weet mense ook nie sê dat die Lions kan nie wen nie. So ons sê nou, kyk, dis 'n sê ding in die Kaap wat ons altyd baie hoor sê, as iemand jou nou half nie heeltemal jou ordentlik jou sin gee, dan sê hy kyk jou afdraand. So ons wil nie die Lions afdraand kyk nie.
hulle het 'n kans om te wen, maar dit gaan moeilik wees. Ek kan net vir een ding sê, né, en ek gaan 'n lekker die groot Bulls klok lei hierso. Die Bulls het die meeste drieë gedruk in hierdie kompetisie, 82 drieë. En ek sê dit sê nogal iets hoor. En nou as jy vat hoe het hulle daai eerste klomp wedstryde verloor, lyk my ook. Ek wonder nou wat is ek probeer net die regte dink kry. Hulle het 566 punte aangeteken. Ongelooflik. Dan sien ek hier so Leinster het 515 punte, die Lions 522. Die Bulle die Lions nou heeltemal verbygevat met punte aangeteken, 3 gedruk. Sure. Ja. Wel, mooi, well done, Bulle. Well done, Neil de Bruin. Ek het toevallig oggend met hom gepraat, so dis om ek weet waar om te kyk. Dis in my jou. Ja. Hy is baie trots op die Bulle en die meeste 3 gedruk in die kompetisie. So ja, ek sien uit daarna. Wat dink jy? Dit sê baie, want ek dink wat dit ook in konteks sit is nog steeds 'n positiewe 160 punte op die punteverskil. So dit beteken dat dit was nie baie van die wedstryde het hulle gemaklik gewen in die meeste 3 agterdruk, maar as jy die vermoë het om baie 3 te druk, is dit klaar 'n pyl in jou koker. So jy het die vermoë om dit reg te kry en ek dink hulle die Bulls kry dit reg op verskillende maniere. Weet hulle kan dit met voorspelers dryf en harder voordoen en hulle het ook dan agterlangs ook die vermoë om dit af te rond. So ja, interessant genoeg die Stormers en die Bulls het presies toe die dieselfde 160 punte vir teen geëindig. Wat nog interessant is, dit so op 'n stadium kon dit nogal ek dink die Bulls 'n bietjie anders gespeel het as hulle geweet het hulle moet verby 160 gaan as dit bepalend sou wees om derde te eindig. Sê maar as daai laaste strafskop van die Stormers nie plaasgevind het nie. Ja, as daai skop nie oor was nie, was die Bulle derde, want die Bulle sou dit gemaak het op punte verskil. So een meer bonus. Hulle is gelyk gewees op punte, hulle is gelyk gewees op punte verskil, hulle is gelyk op wenne. Ek wonder hoe en het seker meer 3 gedruk. Ek weet nie presies wat die tiebreaker is in daai geval nie, maar die Bulle kon wragtig net amper gemaak het. Ag nee, Jessie, stik ek nou my koffie hierso. Ek het nie besef dit so naby nie. Dit was wragtig naby. Dit was beskiklik naby, ja. So maar ek dink wat ek net my punte aan te sluit wat ek net nou gesê het, die Bulls is nie net 'n span wat baie aanval en die ander ouens druk ook baie 3 teen hulle nie. So die punteverskil is steeds goed. Die Stormers het nou juist weer gesukkel. Hulle het 'n bietjie meer bonuspunte op 'n stadium met hulle baie min bonuspunte gehad, opgeskuif na 10 toe nou hulle was op 'n stadium 9 en die ander was 15 maar so dit die Bulls se vermoë om 3 te druk. Ek weet nie waar die Stormers op daai lys lê nie. Maar die Stormers sal 'n manier moet vind. Daar's sekere wedstryde wat hulle dit goed doen het 35-0 teen Leinster, 48 punte teen Glasgow. Ironies genoeg die top 2 in die puntestand albei Kaapstad wedstryde gewees, maar dit gaan heel ander scenario's wees as jy vir Leinster aan die ander kant gaan speel. As 35-0 is 'n bietjie vergete. Ja, nee, die Bulle 82 3 gedruk, die Stormers 63 gedruk. 'n Groot verskil. Ja. Dit is 'n groot verskil. Ja, dit is 'n baie groot verskil. Ek het net gedink die verskil gaan naby aan 20 wees nie. So dit is dit is baie as jy dink ek dink hulle in die liga het hulle 18 wedstryde gespeel. So dis amper 'n 3 per wedstryd wat hulle meer gedruk het. Ja, dit is 'n statistiek wat mense kan ignoreer nie. So ek dink is 'n statistiek wat die Stormers ook sal na kyk. Weet jy sal met meer boomlike skep en ek dink dit het te doen met as jy nou terugdink hoeveel keer het ons daar statistieke van hoeveel keer is jy in die span se 22 en hoeveel keer het jy geleenthede daar omgesit in punte. So daar was verseker wedstryde gewees wat ek weet die Stormers mag so half gegrom het na die tyd en gesê dat hulle bijvoorbeeld 7 kansse gehad en in 2 dae van dit hulle ordentlik benut. So ek dink dit is ook 'n geval van om jou kansse beter te benut. Want die Stormers wel op 'n stadium wat teen hulle getel het, ek dink dit tel regtig op na 20 nie, maar hulle het op 'n stadium was daar wel baie kere dat hulle oor die doelin gegaan het en opgehou is. Ek weet in die Lions se wedstryd alleen was daar 3 keer gewees. So ek weet nie of dit nou bietjie ter versagting is nie, maar ek dink almal het maar sulke situasies. Nee. Dis waar die hele gesprek met Hugh Griffin gegaan het, die Stormers weet nie om af te rond nie. Jy weet daai aanvalsplan op die einde. Hoeveel keer was hulle in 22 wat hulle nie kan afrond nie. Die eindstryd teen Toulon wat nou wel in die uitloopwedstryd teen Toulon byvoorbeeld. Wat hulle aan mekaar probeer het om oor te bash basies en nie die ouens wat hulle kon nie uitgegee het en hulle het 3 gedruk. Maar nee. Dis wat ek kom praat, ja.
Nee, dis ingesteldheid. Nee, ek stem saam. Ek dink daar val uit Toulon is 'n goeie voorbeeld. Weet en jy moet daar moet jy met almal aangeskakel wees wat weet as 13 teen 15 byvoorbeeld ons lied terug aan daar op iemand die heeltyd nog net dryf. So weet wat se redes ek sekerlik kyk aan daar en dalk is dit klein verstellings. Maar ja, ek dink jou in hierdie uitklop rond is jou vermoë om drie te druk is belangrik. Weet jy gaan nie wedstryd wen om net 15-19 punte aan te teken. Die bal was 'n drein. Die moderne rugby teken die ouens 25-35 aan. So ons sal kyk hoe dit gaan. Dis 'n interessante punt wat jy nou maak, né? Want in 'n eindstryd of 'n uitklopwedstryd, weet dan gaan jy tydjie maar vir die paale. En dan tel jy 3, maak nie eintlik saakie. Dit maak glad nie saakie. Jy moet net meer punte hê of dit nou 1 punt meer is of 10 punte meer is. Ek wonder wat die benadering gaan wees. Dis 'n interessante een wat jy nou opperlaag. Ja, ek dink dis reg en dit is ons praat ons altyd van toetsrugby is die term wat ons gebruik. So dit as dan nie 'n premie is op 4-3 druk nie en ek dink die ingesteldheid om hokkie toe te skop is altyd die belangrike gesprek en so jy sien dit al hoe meer in 'n uitspel in 'n kwartfinale en 'n semifinaal dan kry jy 'n tipiese strafskop op die stippellyn 15 meter van die kantlyn af wat jy maar gewoond is om aan die hoekie te skop maar ek dink die ingesteldheid was tog maar meer die afgelope tyd dat spanne tog hulle self vertrou het om vroeg in die wedstryd veral baie meer hokkie toe te skop maar dan so hier en daar dan is asof hulle die punte reg voor die paal partykeer maar vat maar dit gaan 'n faktor wees want jy het geen waarborg dat jy daai lyn staan gaan wen en daai punte gaan druk nie vir die 3 gaan druk nie so ja dit gaan weer ander rugby wees dit is wen hom en ons het al in die ou tyd gesien onthou jy naas Botha het altyd gesê dat jy net 1 punt meer hê ten minste of jy nou 9-8 wen of wat die telling ook al is as jy gewen het ons dit vir die Springbokke in Frankryk hulle weet wat dit behels. Hy het ook gesê die Karibeeke word nie aan my gewen nie maar nou ja, storie vir 'n ander dag. Vertel my gou 'n bietjie oor die skoolrugby. Stellenberg is 'n bietjie van hulle troontjie afgetuimel, lyk dit vir my. Wat het daar gebeur? Ja, ek het dit so aanlyn net gevolg en hulle het teen Boyside, Parel Boyside gespeel en 29-7 verloor. So 'n redelike groot telling, 24-0 rustyd gewees. En ek dink regdeur al die tellings, ek het so vinnig ek het tellings gesien wat Stellenberg uitgestuur het van al hulle tellings, maar ek dink daar was net een wedstryd wat Stellenberg span gewen het. Maar daar was baie groot tellings gewees. In daai wedstryd van die B's en die C en die D spanne het hier by 100 verbygegaan van hulle. Maar ek dink die eerste span was miskien so 'n trekkie te ver vir Stellenberg. Ek dink hulle het 'n groot kruis op hulle rug en ek dink wat hulle gedoen het is briljant die seisoen sover. Hulle het ook al 12 wedstryde in 10 weke gespeel. So ek dink Boys het waarskynlik gaan vir hulle ook soveel gespeel en dan kan soveel skole rugby gewees en soveel toernooie ensovoorts. Die tweede span het was baie nader, dit was so 8 punte, ek dink dit was 34-26 wat Boys gewen het. So dit wys die diepte tussen die eerste en die tweede spanne is nie te sleg nie, maar ja, dit sit Parel Gimnasium weer op nommer 1 op die puntelys waarskynlik. En dit wakker weer die interskole ernstig op tussen Parel Gim en Boyside. Want dit bestaan ook gelyk of Boyside bietjie sukkel hierdie jaar, maar hulle is terug. Wel Affies het vir eerste keer sedert 2015 gewen teen Grey College, né? Dis nog wel 'n omkeer daar. 28-21 en toevallig is dit weer presies dieselfde wat 2 jaar terug gebeur het toe Affies en Grey College die mekaar gespeel het en die Bulls teen Benetton op Loftus. Dieselfde tyd, more or less. Dit werk maar net nie uit nie. Dit was chaos met die verkeer, Ari, en dit was nie om by Loftus te kom nie. Dit was om by Affies te kom. Maar nou ja. Ja, die skoolrugby, dis die lastige ding van ek weet nie wat se skoolrugby alles 30 Mei plaasvind. Miskien moet mens dit Google in Pretoria want hy 1 uur afskop op Loftus. Gaan dit nou weer beïnvloed. So dit het 'n effek op hoeveel mense kom kyk ongelukkig. So dis nie 'n lekker tyd om rugby te speel vir alles daar skoolrugby anders nie. Natuurlik Roan Jacobs is die man daar by Affies beheer. Dit is die eerste keer wat hy nou wen daar en sy tweeling boetie Neil Jacobs is in beheer van die Bulls se werwing en ons praat hierdie week met hom ek en Paul Averand oor maar hy praat van die werwing van skoolrugby af regdeur. So dit gaan 'n interessante gesprek wees. Kyk uit vir daai een op ons Megafoon Rugby kanaal. Seker Sondag te kan van ons gepubliseer. Dankie Ari. Lekker man. Lekker is altyd. Heerlik. Lekker rugby week. Bye bye.